Hou so bietjie speel, Sissa. Vat jou Bybel gou, hom styf vas. Hy vertel jou 'n storie van 'n profeet met die naam van Elisa. En hy vertel, hierdie Bybel vertel jou 'n storie van 'n klein dogtertjie. En weet julle wat sê hierdie klein dogtertjie vir hierdie melaatse man? Wat sê sy in wese vir hom? Sy sê vir hom, jy beter in die kerk kom. Regtig, dis wat sy sê. Sy druk dit net anders uit. Sy sê, as my Heer net by die profeet in Samaria kan kom. Hoor wat sê sy vir hom? Jy moet net by die kerk uitkom, jy moet net by die pastoor uitkom, jy moet net by die kerk uitkom, want dis daar waar God werk. Die koning skeur sy klere. Die pastoor is so lui, hy kom nie eers uit die huis uit nie, en ek praat van Elisa, nee. Eerbare Elisa. Hy sê net vir Naaman, hy sê net vir hom, gaan duik 7 keer in die Jordaan. Hy kom nie eers uit by die deur nie. So moenie jou vertroue so in die persoon of die mens van 'n pastoor of iemand plaas nie. Sit jou vertroue in God se spraak. Want die opdrag was, gaan duik 7 maal onder. En toe hy dit doen, toe maak God 'n heidense, goddelose mens gesond. Ek weet nie of jy dit gehoor het nie. Ek sê, het jy gehoor? Toe hy dit doen. Jy sien, God is nie beperk deur jou geloof of jou ongeloof nie. Maar God reageer op jou gehoorsaamheid. God reageer op gehoorsaamheid. En daarom wil ek vir jou sê, ek het al baie goed in my lewe belewe. Dan stop ek baie keer net waar ek is. En dan gaan doen ek wat die Heilige Gees op my hart lê. En is elke keer vir my so kosbaar. Is nie ek nie, is God se Gees. Is God in aksie. En daarom kan ek sê, I place him on the highest place. We place him on the highest place. Kom ons gaan ons musiek kans gee om uit te stap en hulle plekkies in te neem. En dan gaan ek jou nooi om jou Bybel styf vas te hou. En vanoggend dan kan ek vir jou sê, bring maar 'n papier Bybel saam, want dit klink vir my soos wat die wêreld nou aangaan. As hulle net 'n knoppie druk, gaan die internet verdwyn. En dan gaan jy nou nie meer op jou selfoon kan Bybel lees nie. Niemand glo my nie, maar kom ons wag maar, kyk of dit 'n profetiese woord is. Of dit waar is, maar die Bybel sê so. Die Bybel leer my, laat hulle gaan magteloos toe kyk en al hulle mense planne gaan misluk. As jy gereed om die Bybelverklaring saam met my te doen, dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is Gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Hierdie laaste sinnetjie laat elke keer, baie keer as ons dit sê, laat dit 'n Bybelteks in my hart opspring. En die ene wat nou vanoggend in my gedagtes opspring, is daardie ene wat sê dat die gebed van die regverdige het groot krag, waar 2 of 3 op aarde saamstem oor een saak, dan sal dit so wees. En dan die ander ene wat so deur my gedagtes, want julle sal my saamstem, gedagtes is vinnig, nê. Jy weet, dis asof jy nie eers tyd gespandeer het nie, want jy het gedink, nê. En die ander ene is, op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Halleluja. En ek wil vanoggend vir jou sê, behou jou vrymoedigheid. Bid met geloof, bid met oortuiging, bid met verwagting dat die Here 'n wonderwerk kan doen. Wees bly jy's 'n Pinkstermens, want ons lê nogal klem op wonderwerke. Ek is bly ek's 'n Pinkstermens. Net 7, moet ek nou 1, 2, 3, 4. Okay, nee, goed, nou lyk dit bietjie beter. Goed.
Jy sien, as julle nie 'n hand opsteek en dan dink ek julle het almal skouerprobleme. Jy weet of julle spiere te kort geword is. Laasweek met jou gepraat oor geesvervulde groei. Cassie, jy het geluister. Hy het mooi geskryf ook, ek dink so. Kinderlike geloof. Kinderlike geloof. As ons dan nou so 'n bietjie sukkel met geesvervulde groei. En jy sal onthou, dis nou Saul en Dawid se stories, nê. En hoe dat 'n mens moet kan partykeer jou man staan. Maar hoe kry jy dit reg as jy 'n dogtertjie is en ons vermoed sy moes hier by haar 10, 12, 14 jaar oud gewees het. En sy word gevange geneem, weggevoer na 'n vreemde land toe. Sy kom in 'n nuwe huis, kry 'n nuwe ma en pa. Maar hulle is ook nie al ma en pa nie, is oom en tannie. Jy weet, al wat sy verstaan is hoe haar Joodse geloof werk en skielik moet sy al hierdie heidendom in die oë kyk. En nou het ek vir jou eintlik 'n beskrywing gegee van hoe ons kinders van voorskool na skool toe gaan tyd gaan. Weet jy, voorskool sien hulle net jou huis en mag die Here gee dat dit 'n plek van Bybel, van geloof, van gebed is, dat dit 'n ruimte is waarin die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees kan werk. En dan moet daai kind nou opstaan en dan moet daai kind skielik blootgestel word aan 'n wêreld van afgoderry. En dan kan daardie kind standhou. Dis vir my die beste. Ja, dankie. Ek dink ons moet almal amen sê. Kinders het meer geloof partykeer as groot volwassenes. Hulle staan partykeer sterker in hulle geloof en eintlik meeste kere totdat hulle vir die hoeveelste keer blootgestel word. En wat dit afgebreek en afgetakel word. En dan begin die lang proses van terugkom na God toe. Jy weet, om jou ongeloof weer om te draai in geloof. Maar wat 'n groot mens is 'n groot mens, ek sê nou maar groot ouer volwassene, wat vol geloof is. Wat sê met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. My God is die enige ware God, is die Alfa en die Omega God, wat wonders kan doen en kragtige dade kan laat gebeur. So, ek hou nogal van al twee. Ek hou van kinders wat geloof het en ek hou nog meer van volwassenes wat geloof het, want hulle kan lekker werk vir die Here. Hulle dra by en hulle doen en hulle is daar en hulle skroom en skram nie weg van enige iets af nie. Hulle sê, hier is ek, Here, gebruik my. En as jy dit is, dan wil ek vir jou sê, het jy al ooit gelees in jou Bybel van volwasse geloof of van ouer geloof? En nou probeer ek iets sê. Nee, laat ek dit anders te beter omvra, nee. Is jy nog steeds God se kind? Hou dit so. Moenie groot mens raak nie. Moenie te groot raak vir jou skoene nie. Behou dit so. Sê, I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Tannie Audrey, is dan lekker om sulke mooi kinders te sien. Nie oumas nie, kinders van die Here, halleluja. Tannie Betty, nog steeds 'n kind van die Here? Jep, daar het hulle die getuienis gekry, né? Nou kom ek help jou om iets mooi te verstaan en te beleef as ek met jou gaan praat oor kinderlike geloof. Kom ons lees uit die Ou Testament 2 Konings 5 vers 2 tot 4. En as jy jou Bybel het, kan jy seker maak dat hierdie rekenaarvertaling reg is. Hy sê, en die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in, dis nou
na Aman, toe gaan hy in na sy heer, die koning toe, en hy gee hom te kenne, en dan sê hy, so en so het die dogtertjie gespreek, wat uit die land van Israel kom. Kinders kan jou om die pinkie draai. Kom, sê maar amen en erken het. Kinders kan jou regtig waar om die pinkie draai. Kyk net wat gebeur hierso. Eers draai sy, jy weet, seker nou die ma of dan nou die vrou van Naaman om haar pinkie en sê, ag, as my heer net by die profeet kan uitkom. En dan doen ma so 'n bietjie, jy weet, goeie werk en dan besluit Naaman, hierdie geharde soldaat besluit, dan gaan ek dit doen. Want ek sien nie kans vir melaatsheid nie. Dan gaan ek maar luister na wat hierdie dogtertjie te sê het. Maar is toe nie net die hoofbevelvoerder van die weermag nie, is sommer die koning ook. En hy sê, jong, as dit nou miskien kan werk, kom ons probeer dit. Nou ek gaan jou help om vanoggend hierdie gedeelte op 'n sekere manier te verstaan en toe te pas in jou lewe. En ek wil hê jy moet hoor dat as jy dit nie soek nie, gaan jy dit nie kry nie. Naaman het genesing gesoek. En ek wil vir jou sê, ek het soveel pyn en seer en waardering saam met jou, dat as jou soektog nou al vir jare aangaan, of jou soektog is iets wat jy net nog nooit kon, jy kon nog net nooit daar uitkom nie, maar kan ek vir jou sê, don't give up, you are on a brink of a miracle. Kan jy weer 'n keer by mekaar skraap en sê, God is in staat. Jy sien, vir Naaman lyk dit nogal in die verhaal of dit baie maklik en gou was. Maar ek gaan jou help om te verstaan dat dit was 160 kilometer ver gewees. Nou vir ons is 160 kilometer net by Isakos verby of iewers net. En dan dink ons, ag wat, dis seker nie te ver nie. Wag so 'n bietjie, kry vir jou klompie perde, kry vir jou pak diere, kry vir jou klomp mense wat saam met jou reis. En dan sit jy weet, geskenke en klere en alles, en jy moet padkos hê, almal langs die pad is honger en dors, en almal wil versorg wees, dan kom jy agter, so rit het definitief nie net 'n uur en 'n half geduur nie. Dit was dae gewees, Cassie, so reg, nee. Dit was weer opstaan, waantoe is ons op pad? Nee jong, ons gaan kyk of ons die koning van Israel kan in die hande kry. Want ek het baie geskenke vir hom gebring en hy moet my gesond word. Maar dit is nie wat die dogtertjie gesê het nie. Wie ons groot mense wil net nie partykeer ons les leer nie. Jy weet, die Here gebruik partykeer iemand wat ons nie ag nie, 'n kind of iemand van wie ons nie veel waardering het nie, en dan praat die Here deur daardie persoon en dan verander ons die Here se boodskap. In plaas van om by die profeet uit te kom, wil ons by die koning uitkom. So gaan maar koning toe en kyk wat gaan gebeur. Is totdat jy uiteindelik kom daar waar God jou soek, waar God jou wil hê. En dis vir my treffend, as ek dit in jou hart kan wakker maak, dat jy nog iets sal verstaan, dat ten spyte van hierdie reis en alles, wil ek hê jy moet weet, dat dit uiteindelik nie oor Naaman gegaan het nie, maar oor die dogtertjie. Want God is erg oor kinders se geloof. Kan ek dit weer sê? Nee, kan ek beter doen. Sê vir die een langs jou, God is erg. Hy sal iets aanvang oor kinders se geloof. Kinders se geloof mag nie skade berokken word nie. God is erg oor kinderlike geloof. God wil hê dat kinders se geloof moet sterk wees. Kinderlike geloof moet berge kan verskuif.
En daarom as ek dit in jou hart kan wakker maak, dan wil ek hê jy moet weet, dat as dit dan nou oor die dogtertjie se geloof en uitspraak gegaan het, dan wil ek hê jy moet weet, dat die Bybel duidelik in Markus 9:42 sê, en elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dis beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang word, en hy in die see gegooi word. Nou ek het dit klein geskryf, laat jy nie te bang raak nie. Want sê nou maar God se woord word waar. Doodstil, ek het so gedink. Sê nou maar 'n paar goed wat in die Bybel staan, gebeur met my. Maar jy sien ons dink baie keer ons is sterker as God. Ons dink ons kan meer reg kry as hy. En dit is die les wat Naaman moes leer. Dis die vernedering, as ek dit so mag uitdruk, van hom te sê, hoorie koning, ek moet vir jou iets vertel. En wat vertel hy vir die koning? Wat vertel Naaman vir die koning? Hy sê vir hom, koning, ek het dit vir jou weggesteek onder my, wat noem mense dit, die soldaatklere, onder my uniform, onder my goed, het ek dit weggesteek. Maar koning, ek is melaats. Koning het hom so kyk gegee en gesê, jy weet wat beteken dit? En ek weet nie of Naaman en die koning 'n komplot saam gesmee het en gesê, okay, kom ons bly doodstil. Kom, jy sorg dat jy lang moue aantrek, jy sorg dat niemand jou sien nie, dat niemand jou kan uitken as melaats nie, want ons almal weet wat die verskrikking van melaatsheid is. En heel moontlik het hulle dit stil gehou. Dit was nou 'n staatsgeheim. Naaman is melaats. En die koning het al sy raadgewers ingeroep en al sy raadgewers het weer hulle raadgewers ingeroep en kort voor lank het die hele volk geweet, Naaman is melaats. Nee, dit klink vir my of Naaman nog vrye toegang gehad het. Of Naaman sy melaatsheid kon wegsteek. En daarom wil ek hê jy moet iets snap, as ek dit vir jou sê, dat as God besig is met jou wêreld, want hy regtig jou in sy fokus. Hy wil nie hê dat enige iets jou lewe moet verswaar of stikkend maak nie. Wie glo nog in goddelike genesing? Wie glo nog dat die gebed van die geloof het groot krag? Wie glo nog dat die Here kan voorsien? Wie glo nog saam met my dat die Here vir ons 'n toekoms wil gee en dat dit 'n toekoms is van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee? Dis ons God. Hy wil hê dat dit met ons goed en reg mag gaan. En daarom wil ek jou nooi om vanoggend jou hand in eie boesem te steek en vir jouself te sê, hoe tree ek op teenoor kind wees? Wat doen ek met kinders? Jy sien, ouerskap maak baie moeite vir ons kinders en om hulle groot te kry en ons fokus op hulle persoon en hulle liggaam, op hulle intellek en hulle verstand. Maar hoeveel tyd sit jy in? Hoeveel erns sit jy in dat jou kind in die gees of in die geloof sal groei? Ek dank God vir elke ouer wat besluit om dit 'n lewenstaak te maak. Kobus en Hugo is nog te klein om sonder my geloof klaar te kom. Wil jy dit ook waag? En kan hulle parmantig wees? Al wys ek net vir hulle ek is bietjie beter en sterker. Amen. So totdat ek my laaste asem uitblaas, gaan Kobus en Hugo harde tyd hê. En ek sal nie ophou om voor God in smekinge en in gebede te wees nie. Ek sal nie ophou 3 keer op 'n dag as ons ete gebed bid, sê ek, Here, help vir Kobus en vir Hugo. Ek hoop jy het ook lus om dit te begin doen. Want kan ek vir jou sê, dit lyk nog of my of dit werk en of Kobus en Hugo op die regte rigting beweeg, maar partykeer is hulle op dun ys. En al wat ek ken is, ek kom loop op en af hier in die kerk en ek sê, Satan, jy sal nie my kind kry nie.
en jy sal nie my skoondogters kry nie, en jy sal nie my kleinkinders kry nie, in Jesus se naam. En ons oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis, en ons is kragtige getuienisse. So, ek wil vir jou vra, wat kan dan belangriker wees as ons kinders? Ons moet dit weer 'n keer ons eie maak, dat ons moet ons kinders 'n toekoms gee. Amen. Ons moet ons kinders veiligheid gee. Ons moet sorg dat ons kinders beskerm is. Ons moet seker maak dat ons kinders groei in die geloof. En daarom wil ek hê jy moet weet dat dit is sulke getuienisse of sulke dinge wat met jou gebeur, wat uiteindelik jou kind se geloof net sterker maak. Wat het met Naaman gebeur? Toe hy gehoorsaam is, toe hy 7 keer in die Jordaan gaan duik, en hy kom uit en die melaatsheid het weggegaan, en die Bybel sê uit sy vel, wat noem mense dit nou, het soos 'n jong seun gelyk. Halleluja. Ek dink hy het so 'n bietjie skaam gekry. Jy weet, ek hou nogal van my plooie. Ek hou baie keer daarvan dat ek nie meer so baie hare het nie, want my kamme hou baie langer, jy weet. En baie keer dan kyk ek, Bill, moenie met my moeilik, maar kan ek jou help om te verstaan? Dis baie keer lekker om ouer te wees, maar binne in my wil ek die jonk van God se krag in my hê. Wil ek sy salwing en sy inspirasie in my, en as hulle sê, pa, ek hardloop jou weg, en ja, het my kind my weggehardloop, met die hele 50 minute gister, jy weet, net 20 kilometer, so hardloop 2 minute 'n kilometer vinniger as ek, jy weet, maar kan ek jou help om te verstaan? Ek wil hê jy moet snap, toe Naaman hierdie wonderwerk beleef, toe groei die geloof van hy klein dogtertjie, toe sê sy seker vir die auntie daar by die huis, ek het jou mos gesê, as hy net daar by die profeet kan uitkom, nee, maar hy was eers by die koning, nee, hoe kan hy so dom gewees het? Ek het nie gesê hy moet die koning toe gaan nie, ek het gesê hy moet by die profeet uitkom. Ek wil hê jy moet hoor, dat God spraak het krag. Wanneer die salwing en die Heilige Gees op jou neerdal, is daar krag van God om te genees. Wanneer die heerlikheid van die Here in jou lewe 'n plek het, is daar 'n oorwinning om te behaal in Jesus se naam. Sê amen en halleluja as jy dit glo. En kyk nou hoe vasgevang is Naaman in sy afgode wêreld. Hy wil nog steeds sê dat die profeet moet nou die geskenke aanvaar. Ek wil vir u sê, jy gaan dit nooit regkry om wat God verniet gemaak het, 'n prys op te sit nie. Die Bybel is duidelik, hy sê verniet het julle dit ontvang en verniet moet julle dit gee. En ek wil vir u sê, ek weet ek is op versigtige dun ys as ek dit sê, ons almal lewe, ons almal moet 'n inkomste hê, ons almal moet 'n toekoms hê, maar kan ek vir jou sê, ek dink 'n pastoor wat vir geld werk is 'n dom pastoor. Amen. Want jy kan nie hierdie boodskap in geld omsit nie. Jy kan nie 'n gebed in geld omsit nie. Jy kan nie 'n huwelik of 'n troue of wat noem hulle dit, jy weet, of 'n begrafnis in geld omsit nie. Ek wil hê jy moet weet, dis die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees wat my en jou wil volg. En ek wil jou aanmoedig om met groot vrymoedigheid ten volle vir die Here te werk, want die Here is 'n beloner van die wat hom soek. Hy is die een wat sal sorg dat dit met jou goed kan gaan. So as hy terugkom, en ek wil hê jy moet weet dat in God se groot word plan met kinders en met my en jou, was daar die dogtertjie uit haar huis uit weggeneem. Sy word in hierdie afgode wêreld ingesy. Sy kom tot die besef of sy verstaan dat al die medisyne en al die goed van oom Naaman het nie gewerk nie. Hy het nie gesond geword nie. Ja, daardie afgod wat hulle weekliks vereer het
en die afgod het nog vir my die mooi naam, hy sê God van die donderslag, jy weet. So jy moet regop staan, jy moet oppas. Hy's 'n gewaagde God, hy's 'n vreesaanjaende God. Maar hierdie dogtertjie het nie geskrik nie, sy het nie teruggestaan nie. Haar geloof was sterker as al die goed wat met haar kon gebeur in haar ballingskap. En dis hoekom ek dink die Hebreërs skrywer dit so mooi kan sê, dat as ons sonder geloof na God toe wil gaan, kan daar niks gebeur nie. Kan ek vir jou sê, kry weer jou kinderlike geloof reg. Bring weer jou kinderlike afhanklikheid na die Here toe. Sê Here, net U kan my help, ek soek U. Nou behalwe dat die dogtertjie reg gedoen het, moes Naaman ook reg doen. Hy moes in die regte koers kom. Hy moes leer dat sy afgoderry en sy vleesmens kan nie die oorlog teen melaatsheid wen nie. Is daar 'n oorlog of twee wat jy veg? Wat jy so wens hierdie ding wil verbykom en klaarkom? Leer miskien maar jou les, dat jou vleesmens kan dit nie doen nie. Leer ook, dat jou groot maak, dikwels jy op 'n koers gesit het, waar jy opgehou het om regtig God te vertrou. Jy weet, ek het die grootste respek vir mense van geloof. Mense van geloof is iemand wat sê ek het die Here nodig. Dis 'n mens van geloof. Iemand wat sê as die Here nie tussen beide tree nie, as die Here nie opdaag nie, kan daar niks met my gebeur nie. Ek wil hê jy moet weet dat Naaman, hierdie geharde soldaat, was op pad en hy was op soek na nog 'n God wat iets vir hom kon doen. Maar kan ek vir jou sê, ons aanbid nie nog 'n God nie. Ons aanbid die enigste ware God van hemel en aarde. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die begin, hy is die einde, hy is alles in alles. Hy is die een wat my en jou, kan jy getuienis gee, kan jy sê ja, amen. Hy is enigste ware God. Daar is geen ander God nie. Wat moet ek nog probeer om 'n ja uit jou uit te kry? Laat jy sal sê, geen afgoderry vir my nie, ek soek God. Ek soek God. Ek soek die enigste ware God. Hoe kan iets vir God onmoontlik wees? Hoekom stoei ek? Hoekom sukkel ek nog? Hoekom siek ek? Hoekom seer ek? Hoekom verloor ek? Ek wil hê jy moet weet, as jy begin roep na die enigste ware God en daardie kinderlike geloof uit jou hart uitkom en jy sê, as jy maar net by die kerk kan uitkom. Ek wil hê ons moet iets begin doen weer. Begin om vir mense te vertel dat die genesing is nie in Aram nie. Die genesing is in Samaria. Die genesing is eintlik in die Jordaan. Nee, miskien hoor jy my nie mooi nie. Kom ons begin weer vir mense leer dat al hierdie maklike, of ek sal sommer net gou bid, of ek bel weer, of ek stuur 'n brief, of ek doen hierdie, of ek daai, wat ook al, dat ek weer sal verstaan, dat as ek in die teenwoordigheid van God, in 'n diens soos vanoggend staan, in die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees begin werk, en die krag van God word vaardig oor mense, dat jy kan 'n genesing net daar ontvang. Want hoekom? Jy het by die profeet in Samaria uitgekom, jy het by die heerlikheid van God uitgekom, jy het by sy krag uitgekom, jy het by sy heerlikheid uitgekom, en hy sal sy woord vervul, en ek wil jy moet weet, in sy soektog, in jou soektog, na alles wat jy al probeer het, wil ek jy moet weet, dit verander nie een stukkie aan die enige ware God nie. Hy is nog steeds die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is nog steeds die God van Israel, hy is nog steeds die God van vandag en môre, hy is die God wat nie ommekeer ken nie, hy is 'n God wat sê, ek sal doen wat ek beloof het, en ek sal vir jou gee wat ek vir jou gesê het, want ek is jou God, halleluja. Dis die God wat ek wil vereer, en dis die God waartoe ek jou oproep, om te sê, soek God. En nou gaan ek vir jou iets verrassend uitwys, is dat God was nog altyd in kompetisie, terwyl hy nie in kompetisie is nie. Maar as dit van my en jou kant af kom,
dan vind ons gou 'n alternatief. En Naaman se storie is so mooi, is so kosbaar. Hy's so beïndruk met die genesing, dat hy vra vir die profeet of hy maar 'n vraggrond van Israel se grond op esels kan laai en dit kan saamvat Aram toe. En ek kan al vir Naaman sien, hy's nou gesond, die melaatsheid is weg, en nou gaan gooi hy daai hoopie grond daar iewers in Aram uit. En dan trap hy hom lekker vas, en ek dink hy het paaltjies nie, die Bybel sê nie daai goed nie, nee, ek dink net, nee, maar ek dink hy het paaltjies om het gesit en gesê, julle bly weg, hierdie is Israel, hierdie stukkie is Israel, want die God wat my aangeraak het, is die God van Israel. En hy het gesê, hy is alleen God. Ek jou weer aanmoedig om 'n alleen God te soek, 'n enige God te soek. Om elke vorm van afgoderry en elke vorm wat nie van God is nie, te verstaan en te begryp. En dan is my vraag, het Naaman hom nou regtig bekeer toe? Dit klink dan mos nou so. Hy het gesê, as ek terug is daar in Aram, dan gaan ek op daai stukkie grond staan en ek gaan sê, hier is my genesing, hier is my oplossing, hier is my antwoorde. Hy gaan teruggaan na sy vrou en die dogtertjie toe en vir hulle sê, kyk hierso, kyk, 'n jong man, dis hoe mooi dit, die Here het 'n wonderwerk gedoen. Ja, ek is in daai ou vuil rivier, ek het nie gedink hy kan so iets laat gebeur nie, maar ek is in en ek is onder en ek is weer onder en ek tel 4, 5, 6, 7 en toe ek 7 keer uitkom, toe sien ek, my vel is gesond, my liggaam is aangeraak. Dit is 'n goeie God, dis 'n ewige God, dis 'n magtige God, wat regeer in Israel. Ek soek hom hier. Ek weet, ek mag nie sulke goed doen nie, want party van julle gaan sê, ja, pastoor, praat nonsens. Maar hierdie is klein bietjie nonsens. Maar weet julle, ek dink hy dogtertjie nie, sy het haar hande so in daai grond gaan druk. Halleluja. Sê Israel, o Israel, God van Israel, U het by my gekom. Daardie dogtertjie se geloof, wat so sterk was, as jy maar net by die profeet in Samaria kan kom. En ek wil jou help om te verstaan, as die samelewing jou dwing om heidens te wees, om afgodies te wees, om afgoderry langs jou te sien, by jou te sien, dan doen jy ook, soos wat Naaman gedoen het. Hy gaan na die profeet toe, en hy sê vir die profeet, ek het 'n probleem, want toe ek melaats was, sou die koning my afgedank het. Hy sou 'n nuwe bevelvoerder gekry het. Hy sê, maar nou is ek weer gesond. Hoekom sal die koning my nou afdank? Hy sê, nou gaan ek eers moeilikheid hê, want ek moet nou saam met die koning in die tempel van hierdie afgod ingaan. En ek moet, terwyl die koning so op my arm steun, en die koning so afbuig, dan help ek hom en dan buig ek ook af, en nou is ek weer in afgoderry vasgevang. En hy sê, hoe gaan 'n mens dit antwoord? Ek hoop jy snap vanoggend iets, dat 'n ware bekering kos dikwels 'n geweldige prys. Maar God ken ons harte. En ek maak nie die deure oop vir sonde as ek nou gaan sê wat ek sê nie. Ek maak nie die deure oop vir afgoderry nie. Maar as jy kan dit reg kry om uit hierdie wêreld uit te gaan en die lewe te behou, dan kan ek sê jy kan bo dit wees, jy kan bo afgoderry wees. Maar ons kan nie. Ons vat elke dag aan afgoderry. Ons staan dag vir dag reg langs afgoderry.
Ons word dag vir dag blootgestel aan al hierdie dinge. En daarom wil ek hê, jy moet weet, dat God het 'n vredesplan wat ons uitdagings insluit. Kan ek dit weer sê? God het 'n vredesplan wat ons uitdagings insluit. En ek wil sê, leer die kind les leer. Jy sien, Jesus het baie melaatses genees, en as hy Naaman genees, dan wil ek hê jy moet weet, dis die dogtertjie se geloof wat gegroei het. As jy lees hoe dat Markus sê, en elkeen wat een van hierdie kleintjies in my glo laat struikel, dis beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see geword het. Ek wil hê jy moet iets snap, ek wil hê jy moet hoor. Jy moet iets belangrik verstaan. Hoe staan jy môreoggend op? En dan jaag jy werk toe om betyds te wees. En jy arbei en jy slaaf jouself. En jy stoei en roei en jy hoop maar die maandeinde is goed genoeg dat jy iets kan regkry. En jy voel die druk van die lewe op jou. En jy wonder, waar pas dit dan in? Moenie dink jy's alleen nie. Naaman het onmiddellik besef wat sy uitdaging is dit. Om nou as 'n nuwe oortuigde aanbidder van God, van Abraham, Isak en Jakob, op Israel grondgebied te staan, om terug te gaan Aram toe, en om weer tussen heidendom te staan. Dis wat jy Sondag na Sondag beleef. Jy kom staan nie in die teenwoordigheid van die Here. Jy beleef sy salwing en sy krag. En dit's môreoggend net so 'n minuut of 3. Dan voel dit vir jou die wêreld stort in duie. Jy smag na 'n hoopie grond waar jy net kan bietjie vastigheid voel. En jy wens, maar jy kom agter, jy's omring met boos en verkeerd en met ongeregtigheid en met sonde en alles wat teen dit is. En daarom wil ek hê jy moet weet dat wanneer jy daardie struikel, wanneer jy daardie swaar kry beleef, dat jy sal verstaan dat jy moet dink aan jou kinders. Ons kinders is mos nou by die kinderkerk. So wees in die gehoor, ons ouers. As jy 'n oorwinning wil behaal, dan begin jy dink aan jou kinders. Jy staan in die oggend op, jy dink aan jou kinders. Jy loop deur die dag, en jy dink aan jou kinders. En jy kom vanaand tot rus, jy dink aan jou kinders. Nou ek het geweet, hierdie jaar gaan iewers besonders heen. Hoe kan ek jou help om te verstaan? Dit gaan eindig by jou kinders. Maak nie saak of hulle 30 of 40 jaar oud is nie. Maak nie saak of hulle eie besighede en hulle eie lewe en hulle eie verantwoordelikhede het nie. Maak saak dat jy nog asemhaal. En jy sê, my kind. Weet wat is lekkerder nog baie keer? As jy jou kind gehelp het, dan help jy jou kind om jou kleinkind te help. Laat ek dit weer sê. Ek sê, as jy jou kind gehelp het, dan help jy jou kind met die kleinkind. Moet ek dit weer 'n keer sê? Sê, as jy nou klaar jou kind gehelp het, as jy agtergekom het, jy is suksesvol met jou kind, dan spring jy reg langs jou kind en agter jou kind in, en jy maak daai kleinkind in die vrees van die Here groot. En jy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En jy begin om te sê, dat jou kinders is belangrik gewees. Ek wil hê jy moet weet, dat toe Gehasie daardie beginsel oortree, toe Gehasie kom en hy leuns vertel, en hy sê, daar 2 profete seuns gekom, en hulle wil net van daai silwer en van daai klere hê en so aan, en dan het hy nie besef wat hy aan homself doen nie, en ek moet hierdie oomblik probeer maak werk, dat jy sal verstaan, jy raak weer betrokke met jou kinders en jou kleinkinders, en jou kleinkinders se kinders, waar ook al dit heen gaan. Solank jy asem het jy 'n sê.
Jy gaan staan sterk. En jy sê, vir my God, sal ek dit doen. Ek sal nie my kinders prys gee nie. Ek voel ek moet hierdie oomblik kans gee. Het jy al iewers kinders prys gegee? Gesê, nee, hulle is nou groot. Eie verantwoordelikheid. Hulle moet nou maar self regkom. Nou my twee sal nie oud genoeg raak om daai sinne te hoor nie. Hulle het hulle pa nodig. Julle hoef nie amen te sê nie. Hulle moet amen sê. Sê dit gou vir jouself, laat jy dit hoor. Sê, my kinders het my nodig. Ek gaan ook nie amen sê op jou kinders nie. Maar ek gaan amen sê op die waarheid. Ons kinders het volwassenes nodig, wie se melaatsheid weggevat is, wat sê, daar's net een ware God, en dis die God van Israel. Dis die God wat regeer tot in alle ewigheid, en dit is in daardie poging wat ek en jy aanwend, dat ons weer sal verstaan, dat ons moderne God, die God van ons dag, waarteen ons veg en waarteen ons stry, is niemand anderster as die God met die naam van Mammon nie. Jy weet wat 'n rol speel geld. Jy weet vandat hulle oogies oopmaak, want hulle is nog so klein, dan koop oupa en ouma vir hulle die grootste teddybeer wat die meeste geld kos in die wêreld. Daai kind kan nie eers daai teddybeer vashou nie, en ek terg nou tergenderwys, en ek herroep nou skielik iets as ek sê dit nie nou moetswillig nie, né? Maar ek wil hê jy moet weet, die grootste teddybeer kan nie doen wat God kan doen nie. Maar kan ek vir jou sê, sonder 'n teddybeer, gaan jou kinders nooit agterkom dat jou God is in staat nie. Toe jy vir jou kind die eerste keer sakgeld gegee het? Dink gou. Het jy vir jou kind ooit sakgeld gegee? Enige iemand sakgeld vir hulle kinders gee? OK. Het jy terwyl jy dit so gee vir hom of vir haar gesê, luister, jy moet jou geld opdeel in 5 stukkies, en die eerste een is 10de. Nou as ek jou kan help, as jy dit nou nie gedoen het nie, as jy nou weer iewers vir jou kind wil geldjie gee, nee, dan doen jy dit namens jou kind. Jy vat daai, sê nou maar so R100, dan deel jy dit op in 5 koevertjies. In die een koevertjie sit jy R10 in. Jy skryf groot op hom 10de. Amen. Kom nou ons kinders se spesiale aande toe, dan leer jy meer daaroor. As daar een wortel is wat ons moet uittrek, is dit die wortel van geldgierigheid. Wanneer gaan jy genoeg hê? Wanneer gaan jy tevrede wees? Wanneer gaan jy en jou kinders, jy en jou vrou, jy en jou man, wanneer gaan julle so dankbaar kyk na wat op die tafel is en sê, prys God, hy het voorsien. Kan ek jou vra, wanneer laas jy opgewonde geraak as jy jou salaris gekry het? Jy het so gekyk, wow. As jy wil leer hoe om dit te doen, maak 'n afspraak met Lumey. En dan kom kyk julle hoe lyk 'n mens as oupa vir haar geldjie gegee het. Kom ek help jou met iets. Ek wil hê jy moet iets verstaan. Ken jy die afgod van ons dag? Is Mammon nog vir jou 'n afgod? En ek moet stadig beweeg, want ek vat aan die grootste enkele aspek van ons almal se bestaan, as ek vir jou sê, wat doen geld aan ons?
Is dit geld wat my dryf? Dan sal ons gou sê, nee, ek wil vir die Here lewe. Ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. En ek hoop jy kan verstaan en jy kan snap, dat jy gaan jouself deurboor, soos wat die teksvers sê. En ek wil afsluit, en dankie Sissa, ek wil afsluit met 2 seuns, waar die dogtertjie gesê het, as oom Naaman maar net daar by die profeet kan uitkom. Wonder ek, wat is hierdie 2 seuns van die weduwee se verhaal? Dan wonder ek, hoe dat sy sien, hoe dat die geldeisers haar seuns wil steel, wil wegvat, as skuld wil kom wegdra. En kan ek vir jou sê, ek glo, ek wil 'n profetiese waarskuwing rig, moenie jou kinders vir die duiwel gee nie. Dis kortweg gesê, moenie jou kinders vir die geldgod gee nie. Leer jou kind van die God wat kan voorsien, die God wat kan vermeerder, die God van die vissies en die broodjies. Leer jou kind van die God van maandeinde. Leer jou kind, laat al die geld in die wêreld kan die saligheid bewerkstellig nie. Leer jou kind, dat God se genade is groter en meer, en daarom wil ek hê jy moet weet, dat as hy daardie deur toegesluit het, en ek bid dat jy dit ook sal doen, dat jy dit sal toesluit, en sal sê, geldeisers, julle kry nie my kinders nie. Die wêreld, jy gaan nie my kind vat nie. Ek wil jou aanmoedig om te verstaan, daar's 'n goddelike, daar's 'n bonatuurlike, daar's 'n onbeskryflike, iets wat by die verstand van die normale mens verbygaan. Iets wat God werk. En wat ek en jy met al ons hardste, opregste pogings nooit kan regkry nie. En dit is dat God sal voorsien ver bo wat ek kan bid of dink. En ek wil jou vanoggend as 'n volwassene weer op die regte koers sit. Wees dankbaar vir jou werk. Verstaan hoe Naaman moes teruggaan en hy moes hierdie middeweg vind van hoe gaan hy saam met die koning, jy weet, in die tempel in. En hy het nie 'n keuse nie, hy moet die knie buig. En hy moet die koning help. En hoe is ons nie in dieselfde plek nie? Maar Naaman se hart was by daai hoopie grond. En ek wens die Bybel het my die storie vertel van hoe dat hy hopelik 1 of 2 keer of miskien elke keer op daai hoopgrond gaan staan het. Gesê, dit is my God. Dis die God wat ek vereer. Het Naaman sy belofte nagekom, sy planne uitgevoer. Die Bybel leer my nie dit nie. Maar dit gee my juis 'n kans om 'n besluit self te kan maak. En dit is, ek kies vir die hoopie grond van Israel teen al die grond van Aram. Ek kies vir wat God vir my kan doen, teenoor wat die wêreld vir my wil doen. Ag, ek wil jou aanmoedig, terwille van jou kind. Het jy dit nou vanoggend joune gemaak, terwille van jou kind? Dat jy weer jou kind so op en af kyk. En dan kyk jy hoe hy getroud is, en hoe die kinders gekom het, kleinkinders gekom het, en die besigheid en die wins en die verliese van die lewe, en jy kyk jou kind so, en dan besluit jy, en dis my boodskap gewees laasweek, jy droom 'n nuwe droom oor jou kind.
Jy droom 'n nuwe droom oor jou kind. Moet ek dit weer sê? Jy droom 'n nuwe droom oor jou kind. Jy sê my kind is God se kind. Maar weet jy wat my kind? Ek is ook God se kind. Weet jy wat? Ons is kinders van God. Daar is toe nie groot mens skoene in die Here se Edgars nie. Of is dit hoe is, waar koop mens skoene? Ja, daar is nie groot mens skoene in die Here se skoenwinkel nie. Ek hou hiervan, kom. Sê vir een langs jou, daar's net kinderskoene. Moenie te groot raak vir jou skoene nie. Daar's net kinderskoene. Maar God jou saam met jou huis vat en mag 2025 die jaar van ons kinders wees. Uitspruitlote. Kinders van God. O, prys God. Kinders van God. Kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe. Hoe kan ons nie soos hierdie dogtertjie wees nie? Here, hoe kan ons nie in 'n wêreld waarin ons in slawerny vasgevang is, waarin ons in afgoderry vasgevang is? Here, hoe kan ons U vergeet? En ek wil bid dat elkeen van ons vanoggend weer sal sê, as my Heer, maar net by die profeet kan uitkom. Maar Here, dat ons vir onsself sal sê, ek smag na U teenwoordigheid. Here, ek verlang om op daardie die grond te kom staan en sê, this is holy grounds. Dis God se grond vir my lewe. Here, ek wil bid dat elke persoon wat vanoggend in hierdie kerkgebou is, 'n nuwe vars ervaring sal hê van die genesende krag van God. Here, laat as daar enige siekte of enige kwaal is, wie wil gou saam met my staan en sê, Here, dit is ons gebed, as daar enige siekte of kwaal is, as jy een of ander iets in jou liggaam het wat genesing nodig het, dan staan jy dadelik saam met my, maar as jy die Here ook nodig het in jou geldsake, staan nog 'n keer saam met my. Here, as daar enige siekte of kwaal is, Here, kom ons. En ons sê, dis nie deur goud en silwer nie, maar dis deur die krag van God, dis deur die bloed van Jesus. Ja, dis toe daar die Petrus oomblik plaasvind, en hy sê, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou. En ek wil bid, Here, laat genesing reg oor hierdie gebou, reg oor hierdie gehoor sal vloei, dat elke kwaal, elke siekte, elke ding wat nie van die Here is nie, die wyk sal neem, en dat ons 'n gesonde, sterk gemeente sal wees. Here, hulle wat vanoggend by die huise is, wat te siek en te moeg en te seer was, om by die huis van die Here uit te kom. Ons wil bid dat die salwing en die inspirasie van die Here hulle sal opwek, en dat hulle weer sal hardloop. Here, laat die 160 kilometer na die profeet toe nie vir hulle te moeilik sal wees nie, maar dat die Gees van die Here kom. As jy weet van iemand wat genesing nodig het, bid nou daardie gebed en sê, Here, bring hulle terug na die Jordaan van God se genesing, bring hulle terug na die plek van God se heerlikheid, bring hulle terug na waar die Here wonders en tekens en kragtige dade kan doen. En Here, ek dank U, ek loof U daarvoor in Jesus se naam. Here, ek wil vanoggend kom en ek wil elke bose plan van die ou vyand verbreek, elke aanslag, daardie ballingskap waarin hy ons wegvoer,
toe. Here, daardie wegneem van die kerk af. Here, ek wil bid dat daardie dogtertjie van die ballingskap sal terugkeer na Israel toe. Ja, dat daar weer 'n nuwe lied sal wees. Here, laat ons kinders sal uitspruit, dat ons jong mense, dat ons kindskap voor God weer sterk sal staan en dat die heerlikheid van die Here oor ons vaardig sal wees en dat die krag van God oor ons sal wees. Here, laat ons 'n vaste getuienis sal hê van die Here regeer tot in alle ewigheid. Here, daarom wil ek bid dat wanneer geld of wanneer mammon, Here, wanneer geldgierigheid ons harte oorweldig het, dan breek ons daarmee in Jesus se naam en ons sing He is more than enough. Ons sing dit in oorwinning, ons sê He is more than enough. Ons sê goud en silwer het ons nie, maar dit wat ons het, dit gee ons in die naam van die Here. Staan op en loop en laat die krag van God en die heerlikheid van die Here op elke lewe sal wees. Here, baie dankie. Baie dankie dat ons U woord het wat vir ons so kosbaar is. En nou wil ek bid, Here, as ons hierdie week tegemoet gaan, dat vir ons 'n week sal wees, waar ons nie soos 'n gehasie sal leef nie, maar dat ons sal lewe in die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus. Dat ons sal triomfeer oor elke bose plan van die vyand. Here, dat ons in aansien sal kom in die oë van die konings van die wêreld. Die geld mag laat ons in aansien sal kom en dat hulle sal sê, ek sien jy het iets wat ek nie het nie. Here, daarom wil ek bid dat genesings en wonders en tekens en kragtige dade die oorhand sal kry. En dat ons vol van die Here sal wees. En as ons vanoggend hier uitstap, bid ek, Here, dat ons ligdraers sal wees. Ek wil bid, Here, dat ons 'n woord sal hê, dat ons 'n getuienis sal hê, dat ons 'n oorwinning sal indra in 'n wêreld daar buite wat U nodig het. Kom net daar waar jy staan, bid gou vir iemand op die naam wat jy miskien van weet en sê, Here, ek bring hom, ek bring haar na U toe. Ek bid, Here, dat die krag en die salwing van die Here sal trek en sal werk en dat die Gees van God waardig sal raak oor hulle lewens en dat hulle in ons sal sien, deur die Here sal ons triomfeer. Kom net daar waar jy staan, bid vir iemand, bid vir iemand. Ja, doen wat die dogtertjie gedoen het, sê, as hulle net by die profeet kan uitkom, as hulle net by die Here kan uitkom, as hulle net by God se heerlikheid en krag kan uitkom, en ek loof en ek eer U daarvoor, en ek dank U daarvoor, en ek prys U daarvoor, halleluja, loof die Here.